These are the days of Elijah, declaring the word of the Lord. And these are the days of your servant Moses, righteousness being restored. And though these are days of great trial, of famine and darkness and sword, still we are the voice in the desert crying, prepare ye the way of the Lord. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice, it's the year of Jubilee. Out of Zion's hill, salvation. Sing it again. Behold, behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice, it's the year of Jubilee. Out of Zion's hill, salvation comes. Verse 2. And these are the days of Ezekiel, the dry bones becoming as flesh. And these are the days of your servant David, rebuilding the temple of praise. Oh, and these are the days of the harvest. Oh, the fields are as wide in your word. Oh, and we are the laborers in your vineyard, declaring the word of the Lord. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice, it's the year of Jubilee. Out of Zion's hill, salvation. Come on, behold, behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice, it's the year of Jubilee. Out of Zion's hill, salvation. There's no God like Jehovah, 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 there's no, yeah we go, say, there's no God like Jehovah, 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 there's no God like Jehovah. Behold, he comes, riding on the cloud, come on, shining like the sun. At the trumpet call, so lift your voice, it's the year of Jubilee. And out of Zion's hills, come on, sing it again. Behold, he comes, riding on the cloud. At the trumpet call, lift your voice, it's the year of Jubilee. Out of Zion's hill, one more time, one more time. Behold, behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice, it's the year of Jubilee. Out of Zion's hill, salvation comes. Hallelujah. Hemelvader, dat alles wat asem het, U loof vanmôre, Here. Die berge sal uitroep, die klippe sal uitroep. Here, ons loof U groot en heilige naam vanmôre, Here. Want aan U alleen kom al die lof. Here, ons gee vanmôre ons alles, met ons hele wese,
buig ons neer voor U, Here, en ons aanbid U groot en wonderlike, heilige, almagtige naam, Here Jesus. Vanmôre is ons dors, Here. Vanmôre smag ons na meer van U, Here. O Heilige Gees, kom stort U Gees uit vanmôre oor ons, Here. Dat U Gees werke sal plaasvind vanmôre, Here. Tale, profesie, Here. Dat U Heilige Gees oor elkeen sal rus, Here. Dat ons sal weet, U is met ons, Here. Here, ek wil vra, Here, dat die Heilige Gees deur ons sal werk, Here. En soos ons vanmôre aanbid en U loof, dat die werke van die wêreld weg sal val, Here, maar dat ons ingestel sal wees in ons geesmens en nader aan U sal kom, Here. Vader, vanmôre gee ons aan U alle eer, Here, soos ons nou in lofprysing en aanbidding gaan, Here. Ontmoet met ons, Here, ontmoet met ons op 'n diep en persoonlike wyse, Here. Ek kom bid soos elkeen vanmôre loof en prys, Here, dat U iets nuuts sal doen vir hulle vanmôre, Here. Vader, ek kom bid vir elkeen wat swak is vanmôre. Elkeen wat U nodig het, Here, dat U hulle sal aanraak, Here. Dat hulle anders sal uitstap as wat hulle hier ingestap het vanmôre. Here, elkeen wat ingeskakel is, Here, dat hy werklik ware ervaring met U sal hê vanmôre, Here. Here, seën hierdie dienste verrigtinge. Here, van die musiek, elkeen wat bedien, elkeen wat iets gee. Here, kom wees met ons, Vader. En so ook, Vader, bid ons vir die woord wat bedien gaan word. Here, ons kom bid dat U pastoor Bekkieman se woord sal seën. Here, soos wat U die woord gegee het vir hom vanmôre, Here, dat dit gesalf sal wees, dat dit geseën sal wees en dat elkeen wat 'n oor het om te hoor, Here, aangeraak sal wees. Ons kom nou teen elke werk van die vyand in die naam van Jesus. Vader, ons kom bid dat U vanmôre elke mag en elke ketting sal breek en elke plan van die vyand sal breek in Jesus groot en heilige naam. Ons gee net aan U al die eer en al die aanbidding. Here, ons gee hierdie diens oor aan U. Vader, wil ek so bid vir die tiendes en offergawes. Here, dankie dat U vir ons gee. Dankie dat U ons voorsiener is. Here, elkeen wat saai, Here, elkeen wat saai in U koninkryk in. Here, ek kom vra, Here, dat U hulle hande sal seën, dat U hulle sal voorspoed gee, Here. En ek kom bid vir hierdie bediening, dat hierdie bediening sal groei van een hoogte tot die volgende hoogte. Here, dat U koninkryks uitgebrei sal word deur hierdie instrument, deur hierdie bediening. Vader, Heilige Gees, ons gee nou hierdie diens oor aan U. Kom doen slegs U wil in U groot en heilige naam. Amen. Halleluja. Oh, let's go, Holy Spirit, let's go. Let's go, Holy Spirit, let's go. I open up my heart, I open up my mind. Let's go, Holy Spirit, let's go. Let's go, Holy Spirit, let's go. Let's go, Holy Spirit, let's go. Oh, I open up my heart, I open up my mind. Let's go, Holy Spirit, let's go. Sing het nog eenmaal. Let's go, Holy Spirit, let's go. Let's go, Holy Spirit, let's go. I open up my heart, I open up my mind. Let's go, Holy Spirit, let's go. Oh, where you lead, I will follow. Let your will be done. Yours is the glory, yours is the kingdom forever, amen. It's not what I can or cannot do, but what you can do. Let's go, Holy Spirit, let's go. I'm outside, let's go, Holy Spirit, let's go. Let's go, Holy Spirit, let's go. I open up my heart, I open up my mind. Let's go, Holy Spirit, let's go. Sing it nog eenmaal. Let's go, Holy Spirit,
the glory, yours is the kingdom forever, amen. It's not what I can or cannot do, but what you can do. Let's go, Holy Spirit. Almost time. Let's go, Holy Spirit. Let's go. Let's go, Holy Spirit. Let's go. I open up my heart. I open up my mind. Let's go, Holy Spirit. Kom ons stap ons alle lekker saam. Let's go, Holy Spirit. Nog eenmaal onder de dakkeras. Let's go, Holy Spirit. Let's go. Let's go, Holy Spirit. Let's go. I open up my heart. I open up my mind. Let's go. Let's go. Let's go, Holy Spirit. Let's go. I open up my heart. I open up my mind. Let's go, Holy Spirit. Let's go. Halleluja. Ons beweeg saam met die Gees van die Here. Ons beweeg saam met die Gees van die Here. Halleluja. Halleluja.
Here, hoor jy so Tanya, nee. Kom ons gaan gou weer. Dit lyk my julle raak nou eers los. Hoor ek so die waar is, as jy nou lief is vir Pinkster soos ek, dan het ons nou eers eintlik weggeskop. Dit lyk vir my, jy het nou eers onthou jy's in die kerk. Tanya, varai Maka, sing jy dit weer vir ons. Maar jy moet nou 'n bietjie beweeg, amen. As jy lus om 'n bietjie te beweeg, al ons besoekers, ons is 'n beweegkerk. Ek sien ons kerk is 'n naam wat beweegkerk is. Ons is dit nie net in woorde nie, ons doen dit sommer. Amen. Is jy gereed om vir die Here, om hom te loof en te prys en die Heilige Gees val op hierdie plek vanmôre. Hy val op jou vanmôre. Halleluja, hy is hier om jou te bekragtig. Hy is hier om jou te verkoop. Sing dit nog eenmaal, ek is verlos deur die bloed van die Lam. Ek is verlos deur die bloed van die Lam. Verlos, daarom sing ek so weer. saam staan en net die koning van die eeue loof in hierdie huis. Ag, daar's niemand soos hy nie. Kan ons hom jou beste prys gee vanmôre? Want elke dag met Jesus is soeter as die dag van tevore. Amen. Halleluja. Here, U verdien die lof en prys. Halleluja.
And the longer I serve Him, the sweeter it grows. And the more that I love Him, more love He bestows. Each day is like heaven. My heart overflows. The longer I serve Him, the sweeter He grows. Come on, sing it again. And the longer that I serve Him, the sweeter He grows. Yeah, and the more that I love Him, more love He bestows. Oh, each day is like heaven. My heart overflows. The longer that I serve Him, yes, the sweeter He grows. Say, the longer that I serve Him, the sweeter He grows. And the more that I love Him, more love He bestows. Oh, each day seems like heaven. My heart overflows. The longer I serve Him, oh, the sweet. Come on, church, sing it again. The longer and the longer I serve Him, the sweeter He grows. And the more that I love Him, more love He bestows. Oh, each day is like heaven. My heart overflows. And the longer I serve Him, oh, the sweeter He. Come on, church, worship Him. Can us be your voice? Hey. Oh, hallelujah. Oh, we love You, Lord. Each day
seems like heaven in my heart. It overflows the longer I serve Him, hallelujah, the sweeter He grows. Oh Lord, You're beautiful. Your face is all I seek, and where Your eyes are on this child, Your grace abounds to me. Come on, sing it. Lord, You're beautiful. Oh Lord, You're beautiful. Your face is all I see, and when Your eyes are on this child, Your grace abounds to me. I want to sing it again. You are beautiful. Oh Lord, You're beautiful. Your face is all I see, and when Your eyes are on this child, Your grace abounds to me. Let's sing it one more time, one more time. You're beautiful. Oh Lord, You're beautiful, and Your face is all I seek, and when Your eyes are on this child, Your grace abounds to me. Yeah. Your grace abounds to me. Your grace, Lord, Your grace abounds to me. You're beautiful, Jesus.
Hier's 'n profetiese woord in my hart. Die jaar 2026 gaan soveel mense erken en bely dat Jesus is die Here. Ek glo dit. Ons gaan 'n sieleoes sien soos nog nooit. Mense gaan hardloop na die Here toe. Hulle gaan weet hy is die ware God wat lewe. Hy is die alleen wyse God. Hulle gaan voor sy voete neerval en hom aanbid. En God gaan manne en vroue opwek, sondags, die naamloses, wat hierdie wêreld gaan skud vir die Here. Hy gaan wat Suid-Afrika gaan skud vir die Here. Die naamloses, die mense wat nie die name het nie, hulle gaan opstaan onder die krag en die salwing van die Here. En die Heilige Gees olie gaan vloei deur hulle. Dit gaan genesing bringe. Dit gaan mense vrymaak. O, Here, dankie vir 'n generasie wat gaan opstaan. Dankie vir 'n jong manne en jong vroue wat gaan opstaan in 2026 wat gaan sê, so sê die Here. Ek dank die Here, die ou mense gaan drome, maar julle jong mense gaan God opwek. O, met 'n profetiese stem. Jong manne en vroue gaan opstaan in 2026. Ek dank die Here vir wat u besig is om te doen. My God, ek ervaar die krag van die Here. Kan ons gou onsself verloor in die Here? Kan ek 'n paar mense kry wat die Here kan loof? Uitbundig kan loof met alles wat in jou is. O, David sê, my siel, maak die naam van die Here groot. Laat alles wat binne in my is, sy naam groot maak. Kom aan, wees uitbundig. Laat alles wat in jou is, die naam van die Here groot maak. Verloor jouself in die Here. Moenie nou bekommerd wees oor die een langs jou nie. Moenie bekommerd wees oor die een voor jou, agter jou nie. Loof die Here, o my siel. Vergeet geen een van sy weldade nie. O, hy wie jou sonde vergewe het. Hy wat jou genees het van alle krankhede. Hy is vir jou. Hy is saam met jou. Hy gaan jou nie los nie. Hy gaan saam met jou. Jy gaan nie nou lê nie, jy gaan opstaan. Jy gaan die stof afskud. Halleluja. Jy gaan nie bly lê nie, jy staan op en beer voor hom toe. Jy staan op en beer voor hom toe. Jy's nie verslaan nie, jy's 'n oorwinnaar. Staan op en beer voor hom toe. Staan op en beer voor hom toe. Jy gaan nie lê nie. Jy gaan nie lê nie. Jy gaan nie die duiwel sy sin gee nie. Jy gaan nie die duiwel sy sin gee nie. Staan op. Staan op. En beer voor hom toe. Halleluja. Bandi bamararaba sokatanda. Ye maturubu shemana mararaba tatataraba sikiyeni. Ye maturubu lebebe du subayam darababababam darabosekayeni. Halleluja. Die heiligheid van God is in ons midde. Die heiligheid van die Here is hier. Waai deur ons, Here. Ref, daar's 'n lied wat ek wil sing voor ek vir my pa gaan oorgee. Laat dit waai deur my. Kandaraba sukutuni. Hy is hier. Laat dit waai deur my. Laat dit waai deur my. Laat die Gees van God nou waai deur my. Laat dit waai deur my. Oh, laat dit waai deur my. Laat die Gees van God nou waai deur my. Kom maar sing het weer. En laat dit waai deur my. Oh, laat dit waai deur my. Laat die Gees van God
die Gees van God nou waai. Kan ons dit nog 'n laaste keer saam sing, familie? Ja, laat het waai deur my, Here, laat het waai deur my. O, laat die Gees van God nou waai deur my. Ja, laat het waai deur my, Here, laat het waai deur my. Laat die Gees van God nou waai deur my. Oh, oh, oh. Halleluja. Dit kom net op in my, ek glo is die Gees van die Here. Daar's 'n virus in jou liggaam wat nie daar hoort nie. Ek spreek daai virus aan in die naam van Jesus om op te droog. En soos Jesus die vyeboom bestraf het en hy tot in sy wortels opgedroog, bestraf ek daai virus in die naam van die Here om op te droog tot binne in sy wortel. Vervloek is daardie virus in die naam van die Here. En hy wyk uit jou liggaam uit in Jesus naam. In Jesus naam. Dankie vir emosionele genesing. Hier is soveel mense, Here, wat emosioneel uitgebrand is, emosioneel uitgeput is. Dis die een storm op die volgende storm, die een uitdaging op die volgende uitdaging. En Here, emosioneel is hulle uitgebrand. Die balsem van Gilead bring genesing nou. Kabiru shekatan darabo sekatan. Die balsem van Gilead bring genesing emosioneel. Verkoop hulle siele. Bekragtig hulle. En Here, en ewe skielik is daar verandering in hulle gemoed. En ek dank U daarvoor in Jesus naam. Amen en amen. U kan U sitlik inneem. Nou ja, Pa, ek wil sommer dadelik vir jou gee. Dis 'n groot eer vir my. Nou kyk jy, as ek nog kan doen wat my pa doen, ek wil nou nie sy ouderdom gee nie, ek dink hy gaan my kwaadlik neem as ek nou sy ouderdom gaan noem. Maar as ek nog kan doen wat hy doen op hierdie ouderdom, dan gaan ek die Here baie dankbaar wees. En ek glo die appel val nie ver nie. Wat ek jou wil sê is, jy gaan nog lank met my sit. Jy gaan nog lank met my sit. Amen. I love you, Pa. Jy raak jonger by die dag, my pa. Jy het krag. Jy raak mooier en jonger. Ag toe. Dit is iets. As hy eers so begin, dan moet jy weet. Maar prys God, ek het hom groot gemaak, so ek weet alles van hom. Maar ons is bly om hier saam met U te wees, 'n wonderlike voorreg om U vandag te sien. Ek is nou nie so wild soos hy nie. Die jare het my kalmer gemaak. Maar dit kan ek vir jou sê, die woord bly dieselfde. Ek kyk so hier na Stronkie, dan dink ek aan die konferensie daar in Witpoortjie. Ek het elke jaar daar gepreek by jou pa. En ons het groot kerk ook daar gehou. En is my 'n voorreg om weer vanmôre hier te kan wees. Die Here seën U baie ryklik. Nou ja, ek het gedink as ek hier opklim, kan ek net die slotgebed doen. Want ek dink die pastoor het al 3 preke gepreek.
Maar jy moet God nooit beperk nie. Ek sê jy moet God nooit beperk nie. Hy is 'n wonderlike God. Hy is groot en hy is goed en is net 'n voorreg om hier te kan wees. Ek gaan vra dat u saam met my staan en u gaan saam met my sing en ek gaan hierdie ou liedjie sing en ek wil hê u moet dit saam met my sing. En ons ken hom as Jerusalem, Jerusalem, lift up your voice and sing. Maar ek wil vanmôre hierdie deel begin met South Africa, South Africa. You must lift up your voice and sing. Oh, hoe begin 'n ou? En waar eindig 'n ou? Maar God gaan ons help. Amen. Sê saam met my, geloof kom deur die gehoor. En die gehoor kom uit die woord van God. So as jy geloof wil bou, kry die woord. En ek glo die Here seën u ryklik. Halleluja. Sing dit saam met my. South Africa, South Africa, lift up your voice and sing, Hosanna in the highest, Hosanna to our King. Oh, South Africa, South Africa, South Africa, hey, lift up your voice and sing, Hosanna in the highest, Hosanna to our King. Oh, South Africa, South Africa, oh, lift up your voice and sing, Hosanna, Hosanna in the highest, Hosanna to our King. Hosanna, Hosanna to the highest, Hosanna to your King. Oh. hallelujah, hallelujah, hallelujah. Nou moenie laat 'n Johannesburger julle Kaapenaars kom leer hoe die liedjie klink nie. Maar prys God. Buig jou hoof, Vader. Dis 'n wonderlike voorreg om in die naam van Jesus hier te wees. Dis goed om die Here te dien. Dis goed om die Here te ken in alles. En dis vir my 'n voorreg dat ek genadig nog die woord kan bedien. Ons is in baie ernstige tye, Here, en ons verstaan wat die lewe regtig inhou. Is daarom dat ek voel deur die gees van die Here gedrywe en ek het nou die boodskap 'n paar keer verander. Maar ek glo die woord is vanmôre vir ons mense, vir ons land en vir ons volk. Mag God ons genade gee in hierdie land Suid-Afrika.
Ek sê mag die Here ons groot genade gee in hierdie land waarin ons lewe, die tyd waarin ons is. Word U verheerlik nou, my Vader. Ek vra dit alles in Jesus se mooi naam. En almal sê amen en amen. U kan U sitplekke neem, die Here seën U baie ryklik. Nou, geliefdes, ek gaan 'n paar dinge met U deel en ek wil vanmôre, soos die Here wil, met U oor 'n baie besondere iets praat. En dis nie omdat Becky Mans dit sê nie. Ek glo na mate ons aangaan met die diens, sal U verstaan waaroor dit gaan. Kom ek sê net vir U in die begin, dat dit wat ek nou gaan bedien, gaan jou raak. Dit gaan jou familie raak. Dit gaan jou kinders raak. En dit gaan jou kleinkinders, jou vriende en wie ook al raak. Mag die Here ons genade gee. Nou, om net 'n duidelike deel net so oomblikie te bring, om net 'n inleiding te gee, wil ek nou vir U sê dat wanneer 'n mens dan in die kerk kom en wanneer 'n prediker sou bedien, sal dit gaan in die eerste plek, glo ek, om die mense, die kinders van die Here op te bou. Kan ek 'n amen kry? Julle moenie so saggies wees nie. Ek kan dit hanteer. Maar verder wil ek sê, bedien ons die woord om mense aan te moedig, om hulle te help, en dan ook om hulle hoop te gee in hierdie wêreld en tyd waarin ons lewe. Maar dan wil ek ook sê, in die tweede plek, is daar prediking wat ook moet wees, wanneer het kom om te waarsku en om mense voor te berei dat ons nooit onkant betrap sal word nie. Nou, ek wil begin met hierdie deel om vir U te sê dat ek is 'n Suid-Afrikaner. Is hier nog Suid-Afrikaners? Het lyk my hier's 'n paar immigrante wat nie hulle hand opsteek nie. Kan ek net vra, is jy 'n Suid-Afrikaner? Prys die Here, as jy 'n immigrant is, moet jy maar weer emigreer. Ons bly hier. Wat ek vir U wil sê, geliefde, is juis dit, dat ons as Suid-Afrikaners gaan nie vlug uit hierdie land uit nie. Ek wil hê U moet weet, ons gaan ook nie trek nie. Ek het nie 'n beplanning vir Australië, Nieu-Seeland of vir Kanada nie. Ek wil sê dat ons is hier om te bly totdat Jesus gaan kom. Halleluja. Ek en jy is ingegraveer in hierdie land. Halleluja. Ek loop nou in die week en ek kom daar by 'n karretjie verby en agter op die golfie staan toe die woorde created for a purpose. Ek sê, my Here, maar dit is sommer so 'n bevestiging van die preek. We are created for something. Jy het nie saam met die skape huis toe gekom nie. Jy's nie agter 'n bossie uitgeskop nie. Daar's 'n God in die hemel wat 'n beplanning gehad het. En ek wil net hê jy moet verstaan that you are created for a purpose. Hallelujah. Vaai jou hand so. Okay, 60% glo nou al wat ek sê. Ander 40 sal nou kom. My oom, ons moet wakker word, hoor. Ek sê ons moet wakker. Maar laat ek nou nie die preek vooruit hardloop nie. Israel is 'n baie mooi land. Hierdie is 'n prentjie van die Jesreel Vallei in Israel. Wanneer jy na daardie deel kyk,
is dit amper die prentjie wat Moses sou gekry het toe hy gehoor het van 'n beloofde land. Hy kom nou net uit 'n woestyndeel uit en dan kom hy hier op 'n rand op die berg van Nebo en dan kyk hy oor dit en dan sien hy en weet jy wat, ek wil net vir u sê, daar is 'n besondere aantrekkingskrag in Israel. Ek weet nie, ek was bevoorreg en ek noem dit maar weer, dat ek was 23 keer in Israel en elke keer wanneer jy terugkom, dan trek dit jou eintlik net weer terug. Om te sê, ek dink, ek wil weer 'n keer gaan. Nou wanneer jy kyk na Genesis 15 en ek noem dit net vinnig, dan word dit genoem die beloofde land. In Sagaria 2 word dit die heilige land genoem. Levitikus 25 sê, dis God se land. En dan kom Daniël 8 en beskryf dit as 'n pragtige land. Nou ek wil sê, ja, Israel is mooi. Maar kan ek nou amper sê, jong, as daai joetjies in Suid-Afrika moet kom, sal hulle dink hulle is in die paradys. Kan ons gou daar wys net, hierdie volgende fotootjies, ek het dit sommer net so vinnig opgegooi, hulle noem dit God's window. Ek wil net vir jou een ding sê, as jy praat van 'n pragtige land, is Suid-Afrika 'n pragtige land. As jy so aangaan na die volgende enetjie toe, dan sal jy sien, daar is daar by Golden Gate in die Drakensberge, ek meen, dis pragtig en mooi. Die volgende enetjie wys vir jou, daar, dis Kirstenbosch, hier in die Kaap, dis julle dele, halleluja, ek sê, wat 'n mooi land, halleluja. Die volgende enetjie is daar by die Nysnawoude. Ek wil sê, gee Suid-Afrika 'n groot hande klap. Dis ons land. Ek sê, dis ons land. Ons gaan nêrens heen nie. We are here to stay. Hallelujah. Amen, amen, amen. Nou ek wil juis met hierdie titel by jou kom en ek wil vandag met die kerk van die Here praat. En sover as wat die boodskap kan gaan, is my titel juis dit, kom ons red Suid-Afrika. Toe ek en my vrou die vorige keer hier in die Kaap was, toe ons by Spur gesit, terwyl ons by Spur is, was dit vroeg die môre, daar was toe 'n ma en 'n pa met kindertjies ook gewees en hulle was so 3 kindertjies, die een ouetjie is so 7 jaar oud en die ma vra vir hom, wat wil jy eet? En hy gryp die menu en hy druk op 'n cream soda float. Hy sê, ek soek dit. Die ma sê, maar jy kan nie dit eet vir ontbyt nie. Hy sê, wel, dit staan hier en hy foto wys wat ek kan kry. Hy het 'n punt gehad. Ek sê, hy het 'n punt gehad. Kom ek sê net vir jou, as die menu dinge sê, gaan ek niks anders glo as behalwe wat die menu vir my uitspel. En ek gaan druk daarop in die naam van die Here en ek gaan sê, dit kom my toe. En as die menu dit sê, dan kan ek nie dink dat ek dit nie kan kry nie. Ek sê, ek kan nie dink dat ek en jy dit nie kan kry nie. Halleluja. O, ek wil mooi praat. Ek wil nie hard wees nie, maar luister nou mooi. Kan ek dit vir jou sê, my oom, my tannie? En moenie worry nie, ek is weg na die diens. En moenie vir julle pastoor kwaad word nie, it's just me. Maar ek skop my maar uit, ek meen, dis dit, maak het nou my chance. Maar ek wil jou sê, ons moet wakker word as Suid-Afrikaners en as kinders van God. Kan ek 'n beter amen van die kinders van die Here kry? Ek sê ons moet wakker word. Hoekom?
Want daar is so baie op die spel. En kan ek weer vir jou sê, daar's dinge aan die gebeur wat ons toekoms raak, wat ons familie raak en wat ons kinders en kleinkinders gaan raak, of jy dit wil weet of nie, oupa en ouma, pa en ma, jy moet baie duidelik verstaan, daar is baie op die spel. En wanneer ek oor dit alles praat, is dit nie om jou vreesagtig of bang te maak nie, kan ek dit weer sê, maar is om jou opgewonde en paraat te kry vir die dag wanneer ek en jy hier uitlewe. Halleluja. Kan ek vir u dit sê dat Suid-Afrika staar van die grootste uitdagings van alle tye in die oë. Praat van dinge soos marxisme, sal nou gou bietjie meer daarby stil staan, kommunisme en sosialisme. En hierdie dinge is besig om soos 'n kanker te vreet aan ons universiteite, aan ons skole en aan ons land Suid-Afrika. Kan ek dit vir jou sê, Charlie Kirk is op almal se lippe, kan ek 'n amen kry? Hierdie oukie het uitgestaan vir dit wat die waarheid is, en hy het nie geskroom om te sê wat die Bybel sê en wat God sê deur sy Heilige Gees nie. Die uiteinde was op 'n jong lewe met 'n vrou met 2 ou kindertjies en 'n swanger vroutjie op hierdie stadium, moet hy sy lewe gee ter wille van die waarheid. Ek hoop ek gaan jou meer opgewonde kry. Kom ek sê dit vir u geliefde, dat ons nuus is meer propaganda van leuns en Satan se werke as wat daar waarheid in is. En deur die nuus is hulle besig om ons mense te indoktrineer en is hulle besig om ons mense te breinspoel. Het u geweet dat wanneer hulle praat van sosialisme, en dis waar ons nou is net 'n voorloper weer van kommunisme. Want sosialisme is eintlik kommunisme net met 'n bietjie lipstick en make-up aan. Kom ek sê vir jou, kommunisme sê hulle alles behoort aan die staat. Hoor nou mooi. Hulle ontken die werklikheid van God wat sorg en wat geskep en gemaak het. Dink aan jou verhaaltjie en ek vertel dit vinnig terwyl ek op 'n stadium was 'n boek wat ek gelees het. Hulle sê hulle vir die ou kindertjies wat Christen ouers het, kom, nou bid julle en julle vra nou vir julle God, laat hy vir julle kos moet bring. Dan bid die ou kindertjies in hulle onskuld, dan gebeur daar niks. Dan kom die kommuniste in, dan sê hulle, sien julle God kan julle nie help nie. En dan sê hulle, vra nou vir die staat, laat hulle jou help. Dan bring hulle die borde kos in, en dan sit hulle dit voor hulle neer. Hulle breinspoel die kind om anders te dink. Dit sê uit kommunisme dat die regering sorg vir jou. Die staat besit in elk geval alles wanneer dit onder kommunistiese regering is, uit fabrieke, uit gronde, die winkels, die huise, die besighede, hulle besit alles wat daar is uit die kommunistiese stelsel. Ek het eenmal oor kommunisme gepraat, 'n man wat 'n uitlander is, wat uit Tsjechoslowakië kom, het by my gekom na die diens, toe sê hy, Pastor, I can't understand everything, but I understood 95% of your preaching, and what you said is 100% true. Hy sê, hy is weg uit Tsjechoslowakië, om in Suid-Afrika te kom vestig. Luister nou mooi.
Alle vryheid word jou ontneem onder kommunisme. En so is daar die diktators wat die ekonomie laat val. En weet jy, en deurdat hulle die mens laat val in 'n armoede, kry hulle meer en meer beheer oor dinge. En word die staat die oppergesag. Jy moet mooi luister, sussie, want hierdie preek raak jou. Hierdie preek raak jou, meneer. Dit gaan jou kinders raak. En as jy bang word, dan wil ek sê, loop maar blindelings in die dinge in. Wat is sosialisme? Sosialisme is eintlik maar die deel wat die staat beheer vat oor die groot departemente in die land. Byvoorbeeld die elektrisiteit, die spoorweë, die water, die myne, die lugrederye. Ons onthou nie lank terug toe wou hulle dat SAL probeer om hulle te privatiseer. Maar die staat het geklou. Is ironies, die Bybel was gebou op verduisende jare. Is nou in die laaste paar jaar, wat nou gehoor word, dat dit is nie meer relevant nie. Kom ek sê net vir u, dit is bewys deur die jare, waar 'n land en mense op die Bybelboek gebou het. Luister, dat daar beskawing gekom het en vryheid vir die mens gekom het. Jy sien, die wêreld beraad oor die toekoms. En 'n vermaarde ekonoom het nou so rukkie terug by die Wêreldbeheerraad gesê, toe sê hy die samelewing is soos 'n opslagkoel wat rondspring en net verwoesting saai. Daar's nie antwoorde nie, daar's nie oplossings nie en daar is nie uitkomste uit hierdie normale deel van die wêreld nie. Jy weet, as ek dink vroeër jare, en ek praat nou van toe ons op skool was en sulke dinge, was Suid-Afrika gebou op die woord, die Bybel en op gebed. Kan ek 'n amen kry? Miskien van die oueres vandag. Maandag het ons saalopening gehad. Daar was die Bybel oopgemaak en daar was gebid. In die klasse was dit deur die week, voordat die skool begin, het die onderwyser die Bybel oopgemaak, dit gelees en daar was weer gebid. Toe ek op tegniese college was, daai jare, kan ek onthou, ons het op die stoepe gestaan, ons het 'n dubbelverdieping gebou gehad, die kinders of die studente het almal uitgekom, op die stoepe gestaan, en dan was die Bybel oopgemaak, hy was eers gelees, en daar was gebid gewees. Toe ek in Pretoria in college daar was, het hulle my dominee genoem. Dominee Becky. En toe ek nou die dominee was, elke dag die Bybel oopgemaak vir hulle, gelees en met God gepraat in Jesus naam. Luister kerk, kom ek vra vir u, wat is die oplossing? En wat is die behoud van ons land, ons mense en ons nageslag? Kan ek 'n skrif aanhaal? En ek haal 2 Kronieke 7:14 aan, wat ek glo al baie gehoor het. Die Bybel sê, hoor, as my volk, oor wie my naam uitgeroep is, hulle verootmoedig, my aangesig soek, en hulle bekeer, en hulle bid tot die Here, hulle God, sê die Here sal kom, en sal ek hulle land genees. Kan ek dit vir jou sê, as dit relevant was vir Israel, is dit nog relevant in die jaar 2025. Halleluja!
Wat sê die Bybel? Hoor wat sê Paulus? Hy skryf aan die Korinte, as hy in 2 Korintiërs so, eerste hoofstuk 20ste vers, hoeveel beloftes daarvan God ook mag wees. In hom is hulle 'n ja en 'n amen, sodat God deur ons verheerlik kan word. Kan ek nou 'n amen kry? Halleluja, halleluja. Luister, ons land het genesing nodig. En na mate die eindtyd nader kom, geliefde, kom ons agter hoe dat dit al hoe erger en erger word. Die druk word al hoe swaarder. Die uitdagings raak al hoe meer, is dit waar? Oh yes, kom ek sê dit vir u. Wat sê hierdie teks? Hoor nou mooi, en ek wil nou met die kinders van die Here begin praat oor hierdie. Hoor wat sê hy? Hy sê, as my volk hulle verootmoedig, hulle bekeer en hulle begin bid, dan, sê dan, wanneer hulle eers begin verootmoedig, wanneer hulle begin bid, wanneer hulle nader na die Here toe kom en hulle bekeer, dan sê die Here, sal ek neerdale en ek sal hulle land genees. Come on. As jy, dan sal God. Amen. Hoor wat sê Matteus 16:24, as jy agter my aan wil kom en my volg, dan moet jy jou kruis opneem en agter my aankom. Wat sê Matteus 18:19, as twee dan saamstem oor 'n saak, dan sê die Here, sal ek hulle hoor en sal ek 'n antwoord gee. Is dit Bybel? Wie glo die Bybel? Nee, dit lyk my as nou nog 30% wat nie die Bybel glo nie. Meneer, vader, moeder, luister. Hey, word wakker. Amen. Is tyd om hierdie dinge te hoor. Ek sê daar's tye van opbouing, tye van jubel en juig en spring, maar daar's tye wat 'n mens gewaarsku moet word. Wat jy moet by die Here uitkom en sê, wat wil die Here sê van die dinge wat aangaan in my land en onder ons mense? Ons oplossing begin by die kerk van Jesus, wat die magte van die hel moet bind, wat ons land wil verwoes. Halleluja. Alles moet begin by die kinders van God. Dit moet begin in die huis van God. En dit moet begin by mense wat bid tot 'n lewendige God. Jy het nie gehoor nie, ek gaan weer probeer. Alles moet begin by die kinders van God. Kan ek 'n amen kry? Dit moet begin hier in die huis van God. En dit moet begin by mense wat kan bid tot 'n lewendige God. Wat sê die Bybel? Die Bybel sê in Psalm 33:12, hoor mooi, hy sê, welgeluksalig is die nasie wie se God die Here is. Halleluja. Ek wil dit net weer aanhaal. Welgeluksalig is daai volk en daai mense wie se God die Here, die groot God is. Weet jy wat wil ek vir u sê, kerk? En ek weet nie of u saam met my gaan stem nie, maar dit wil ek sê, ons gaan nie toelaat, laat Satan se werke infiltreer en ons land gaan verwoes nie. Ons gaan dit nie toelaat nie, in die naam van die Here. Halleluja! Ons voorvaders het op daai skrif gebou. Hulle daarop gestaan. Ek sê nie die ouens was altyd reg nie, verstaan my baie duidelik. Hulle het baie verkeerde dinge gedoen, maar kan jy dink sê, een ding het hulle reg gedoen. Hulle het geweet hulle moet terug na die Bybel en na God toe. Halleluja.
Kom ons sê dit. Hulle het gestaan op jy sal gelukkig wees. Jy sal saligheid hê. Dit sal met jou goed gaan. As jy as 'n nasie die Here jou God maak. Luister. Dit word nou se daar baie doodgedruk deur baie dinge. Nou ek gaan dit maar noem. Weet ons begin risiko's loop. Maar by die CRL is daar 'n dame met die naam van Toko Makwanazi. En hulle het 'n nuwe kommissie wat nou gestig is. En daardie kommissie sê om kerke en predikers te monitor oor wat en nie wat gepreek mag word nie. En sy het nou by die laaste ene gesê, sy dreig dat mense wat nie registreer in predikers en pastore en predikante, dan tronkstraf in die oë sal skry. Sy het dit oor die media gesê. Ek haal net haar aan. Kan ek net dit sê? Die Bybel is nog ons konstitusie. Kan ek nog vir jou dit sê, dat hierdie Bybel sal nie verander nie. En kan ek weer aanhaal wat Paulus skryf. Hy sê hoeveel beloftes daar mag wees in die Here God is hulle ja en amen. Halleluja. En as die Bybel sê, aborsie is moord, want hulle vat 'n lewe, dan bly die Bybel 'n ja en 'n amen. As die Bybel sê LGBTQ, is dit net vir 'n man en 'n vrou, en alle dele wat buitekant dit staan, is 'n gruwel in die oë van die Here. Halleluja. Gaan lees dit meneer in Galasiërs 5, gaan lees Romeine 1 en gaan lees 1 Korintiërs 6. Halleluja. Kom ek sê dit, dat Jesus het elke sondaar lief. En ek kan getuig daarvan waar ek was en waar God my gaan haal het en hy my getrek het deur die Heilige Gees. Jesus kan red, want hy's nog die redder. Ek sê Jesus kan nog verlos, want hy is die verlosser. Halleluja. Luister, kom ek sê vir u, hy haal nog uit die moddersluik. Met 'n liefde hand haal hy jou en my uit donker nag tot 'n helder dag. O, prys die Here, hy het ons uitgehaal en elkeen wat uitgehaal is, gee die Here eer in hierdie plek. Halleluja. Halleluja. Nou in die parlement is daar 'n bespreking deur die islamitiese party Al-Jama. En eer het seker gekry, die sperdatum is nou vandag die 14de Desember. Hulle probeer dit deurdruk. Hulle wil die wet instel teen Israel. En enige iemand wat Israel ondersteun, wat Israel promoveer en wat Israel verdedig. Hulle sê dat so 'n persoon sal aangekla word, want dit is teen die beleid van Suid-Afrika. Kom ek sê dit kerk, hoor nou wat hierdie ouetjie vandag vir jou sê. Hierdie is 'n aanval direk teenoor die Christelike kerk. Hulle wat in die Seun glo, hulle wat in Jesus glo. Want weet jy hoekom sê ons dit? Want ek wil net hê jy moet weer verstaan. In hierdie Bybel lees ek van die profete. En weet jy waar kom die profete vandaan? Hulle kom uit Israel uit. Ons evangelie wat redding veroorsaak, kom uit Israel uit. Die Bybel se oorsprong is in Israel en Jesus, ons Messias, kom uit Israel. Hierdie is 'n direkte aanval wat die Satan wil loods teen die kerk van die Here. Geskiedenis het bewys
dat die enigste manier wat ons kan en wat sal werk en ons sal oorleef, is terug na die Bybel en na die woord van God. Amen. Ons land was al die jare gebou op God se woord en was ons geken in hierdie land as 'n Christelike land. Amen. Ons was geken as 'n Christelike land. Kommunisme het gesê, daai jare, dat julle moet pasop vir Amerika, vir Israel en vir Suid-Afrika. Die rede wat hulle aanvoer is, hulle is te diep gegrond in hulle God en in hulle godsdiens. That was the reason. Pasop vir hierdie 3 ouens. Hulle is te diep in God. Ek gaan nie politiek praat nie, maar ek gaan dit tog aanhaal, want ek het nou bietjie die geskiedenis gaan naspeur. Oom Jan van Riebeeck. Nou kom ek sê vir jou, oom Jan, toe hy hier aangekom het in die Kaap, het hy die eerste State-Bybel in Suid-Afrika gebring. Deur dit het oom Jan 'n grondslag gelê vir God. Deur dit het hy 'n deel gebring waarin daar sendelinge genooi was wat kom werk het onder wit en swart en bruin en watter nasie ook al. En weet jy wat? Dit het beskawing in Suid-Afrika gebring. Kom aan, jy kan maar sê amen. Oom Sarel Silje. Wow, waar gaan jy nou heen? 1838 op die, wat was het, 16 Desember. Toe die dood aan hulle nekke blaas. Nou wil ek net vir u sê, luister nou net gou, laat ek net alles hier mooi reg en veilig kry. Laat ek nie voor die tyd uitgeskop word nie. Maar dis nie julle nie, want kinders van God verstaan hierdie dinge. Amen. Maar weet jy, daar in die laar van oom Sarel, ek het die geskiedenis gaan lees, jy kan dit gaan naslaan. Hulle sê daar was Khoisans gewees onder daai laar, en dan noem hulle dit spesifiek, en daar was ook breinmense onder daai laar. Halleluja. So hierdie is nie 'n politieke storie nie, maar weet jy wat is die les wat ek leer? Toe oom Sarel die mense by mekaar kry, wit en bruin en Khoisan, toe roep hy en hy gaan staan met die Bybel op 'n wa. En hy begin die woord van God te lees. En hy maak die Bybel oop en hy begin te bid. En hy bid tot die God van die hemel. Kan ek net vir jou een ding sê, dit maak nie saak waar jy staan, wat jou kleur of jou dinge is nie. Het u geweet dat Sarel Silje het in sy geskrifte gesê, dat hy glo, daar is reddende genade vir wit en swart en bruin, en watter nasie dit ook mag wees, het hy dit deurgegee, maar die antwoord het gelê, toe hy die Bybel oopmaak, en kyk na God, en hy begin roep na die Here. Ek sê, toe's daar 'n God wat antwoord. In die parlement word nou mos elkeen bid nou tot sy eie God. Elkeen vra na sy God. Het jy geweet, laat wanneer jy kyk daarna, en ek het nou toevallig, dit was so 1 of 2 parlement openings terug. Toe kyk ek op die TV na die opening, en weet jy, toe dit by die gebedstyd kom, toe lag hulle, toe skerts dit. Soveel so dat die speaker gesê het, ag julle stel tog nie belang nie, kom ons gaan net aan. Ek wil sê, jy gaan aan meneer, sonder God. Halleluja, ek gaan nou daarby kom. Weet jy wat sê die Bybel? Hy kom in
Exodus, die 4de hoofstuk, die 14de vers, dan sê die Here, my naam is uit die Hebreëus Elkana. Met ander woorde, wat sê dit? Hy sê, ek is 'n jaloerse God, en ek deel nie wat myne is met enige iemand anders nie. Luister meneer, dame, net so min as wat jy dame, jou man met 'n ander vrou wil deel, of man, jy jou vrou met 'n ander man wil deel, net so min deel God syne met enige ander God. Hy sê, ek is 'n jaloerse God, en wanneer hy dit sê, dan staan hy daarby in die naam van ons God. Wat is die oplossing? Wat is die oplossings? Kom, ek gaan begin, Matteus 18, die 18de vers. Hy sê, voorwaar ek sê vir julle, hoor mooi, almal wat nou hoor, steek net jou hand op, laat ek kan sien, jy hoor nou. Hoor nou, die Bybel praat nou met jou. Hy sê, voorwaar ek sê vir julle, alles wat julle op hierdie aarde bind, sal in die hemele gebonde wees. En dit wat julle hier losmaak en ontbind, halleluja, sal in die hemele losgemaak wees. Luister, kom ons gaan na Efese toe. Nou kom Efesiërs so, en dan sê Efesiërs hierdie hoofstuk, 6de hoofstuk, nou kom hy in die 11de vers. Hy sê, trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van hierdie duiwel. Trek 'n wapenrusting aan, het u mooi gehoor? Trek hom ten volle aan. Halleluja. Moenie net die helmpie opsit en die borswapentjie, kry sommer die lende ook. Halleluja, kry die skoene. Halleluja. Luister kerk, ek wil hê jy moet weet, hy sê trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen hierdie luste van die duiwel. Dan kom die 14de vers, dan sê hy, en staan dan vas met die waarheid. Luister, ons gaan nie wikkelweeg, ons gaan by die waarheid bly. Halleluja, ek sê, speeltyd is verby, jy het dit al baie gehoor in preekies, maar ek wil jou vanmôre sê in die naam van die Here, my ou vader, my ou moeder, dis tyd dat ons na God toe moet kyk, meer as ooit, en dan kom hy in die 18de vers, en hier lê dit vir my, hy sê, terwyl julle met alle gebed en smekinge by elke geleentheid bid in die Gees, halleluja. Sodat julle wat doen, dat ek en jy by elke geleentheid, luister pastoor, weet jy wat, ons behoort by elke bid hier en elke deel, hierdie skrif eers weer te lees, en te sê, help ons om in die waarheid te bly, laat ons in die waarheid sal staan, in die naam van die Here, en dat ons deur gebed en deur smekinge by elke geleentheid, hoor my, bid in die Heilige Gees. Luister kerk, ons moet bid en ons moet deurbid. Amen. Ons moet begin buig meer as ooit en ons moet ons verootmoedig. Jy sien, kom ek sê vir u iets. Gebed is nie daar om God voor te skryf nie. Jy sê nie God voor nie. Luister meneer, dame, as jy bid, deur gebed, wil ek sê, sal jy die planne van God begin verstaan, en sal jy dit begin kry. Jy sal openbaringskennis begin ontwikkel deur jou gebedslewe. Dit is daardie tye wat jy deur jou gebed die beloftes begin bely en daarop staan, sodat daar oplossings en oorwinnings kan wees. Kan ek dit vir jou sê, dat Jesus het nooit sy disippels geleer preek nie. Hy het hulle geleer om te bid. Halleluja!
En weet jy wat? Hulle het die wêreld omgekeer. Nie deur prediking nie, maar deur gebede voor die aangesigte van die Here. Kom ek lees. Nou sê hy in Lukas, nou kom hy so 11de hoofstuk, die eerste vers. En toe hy op 'n sekere plek besig was om te bid, wat het Jesus gedoen? Hy was besig om te, kom klas. Ek sê klas. Here weet ons moet julle meer in die gou kry, jong. Halleluja. Met ander woorde, Jesus was besig om te, hoor jy, nou is daar herlewing. Prys God. Hy was besig om wat te doen, om te bid, om met sy Vader te praat, en nou sê die Bybel, en toe hy ophou om te bid, toe kom sy disippels en sê, Here, leer ons bid. As daar iets is wat die kerk van die Here moet leer, is dit om te bid. Halleluja. Hoekom? Want jy sien, hulle wou leer by die grootste bidder van alle tye, naamlik Jesus. Jy sien, daar was dinge wat hulle bespeer het, as dinge wat hulle gesien en geleer het, dat wanneer Jesus bid, dan begin dinge gebeur. Hulle het gesien hoe dat God oorneem wanneer daar gebid word. Hulle het gesien wonders wat plaasvind en kettinge van slawerny wat gebreek word. Die oomblikke wanneer mense begin om te bid. Gebed. Hoor my, ek praat met jou. Gebed kan 'n land red en kan 'n land weer gesond maak. Ag, gee die Here 'n bietjie hande klap as jy dit glo. Gebed kan dit doen. Weet jy, ek wil nou nie ligtelik klink ook nie, maar Fiji is nou my span vir die Sevens. Fijiane. Weet jy hoekom? Jy sal hy ou sien as hy jou driekie gedruk het. En voordat hy op die veld kom, buig hy eers. Jong, daar het 'n groot herlewing in Fiji losgebreek. Ek weet nie of jy dit weet nie. Fiji het in die dele gestaan waar hulle 'n magtige herlewing beleef het. Weet jy, hulle sê dat die vis het begin verdwyn en selfs die koraalriwe wat van die mooiste in die wêreld is in Fiji, het begin sterf. En weet jy wat het hulle gedoen? Hulle 2 Kronieke 7:14 in die hande gekry. Hulle het dit in die parlement gehad en hulle daai volk gemaan, ons gaan God dien. En as ons buig en ons bekeer, sal daar 'n God wees wat die vis weer gaan stuur en die koraalriwe gaan weer begin lewe. En weet jy, dit het presies so gebeur onder die Fijiane. Hulle het in daai deel gekom waarby die vissery weer teruggekom het wat een van hulle groot lewenswyses is. En hulle het koraalriwe het weer van die mooiste in die wêreld geword en begin groei. Weet jy wanneer? Die oomblik toe hulle buig, die oomblik toe hulle bekeer, toe kom die Here en hy herstel Fiji, halleluja, en die Here genees die lande. Halleluja. My God. Weet jy, ek dink aan die groot herlewing, ek wou dit net nou genoem het net, maar William Seymour was 'n neger gewees, daar in Californië en Los Angeles, het hy die groot herlewing begin in Amerika. Weet jy wat sê hulle, waarop het hy gesteun? Op 3 dinge. Hy het bekering gepreek. Hy het verder gepreek dat die Heilige Gees is die vuur en die waarheid. En hy het ook gesê,
wanneer het kom by daai dele, het hy dit so beskrywe, deur gebed. Hulle het gebid, hulle het bekeer, en hulle was in die deel waar die Heilige Gees vuur in die kerk moes wees. Luister kerk, kom ek sê vir u, gebed kan 'n land red. En laat ek dit weer sê, en ek wil dit onomwonde sê, ons gaan nie toelaat, laat Satan oorvat nie. Ek wil sê, in Jesus naam, gaan ons sy werke oorwin, kan ek 'n amen kry? Ek sê, in die naam van Jesus, gaan ons trap op sy werke. Ons gaan sy werke vernietig, in die naam van Jesus. Halleluja, wie glo dit in hierdie plek? Halleluja. Luister kerk, die Bybel sê, Romeine 16:20, hoor wat sê die belofte, hy sê, en die God van vrede, sal die vyand spoedig onder julle voete verbrysel. Moenie bang word nie, staan die Here, gee die Here nog aan 'n klap as jy dit glo. Halleluja, halleluja, halleluja. Ek wil hê jy moet weet, daar's 'n God in die hemel. Hy maak 'n belofte, ek sal hierdie vyand vernietig. Maar hoor nou, hy kom nou in Jesaja 45, moenie bang word nie, ek gaan amper klaar maak. Maar ek weet, Pastor Clemens en Pastor Dudley is al twee dieselfde syndroom. As hulle dit sê, moet jy weet, daar lê nog 'n lang pad. Pastoor moet nooit sê, ek gaan nou klaar maak nie, jy weet, nou, jy moet nog 'n paar hap. Maar ek wil graag hê, jy moet dit verstaan. Luister mense, ek bring nie 'n Bekkemans, 'n kruiskyk, 'n lighuis of enige woord, ek bring God. Ek bring God. Ek bring God. Wat sê die profeet? Ek kom in Jesaja 45. Sy so in die 11de vers, hy sê, so sê die Here, jou vormeerder. Wie het jou geformeer? Die Here, jou God. Hy sê, so sê hierdie Here, jou vormeerder. Hoor wat sê hy? Vra my aangaande die toekomstige dinge. Luister, dink net 'n oombliekie daaroor. Wat sê hy? Die Here sê, vra my. Vra my. Weet jy, dit laat my dink dat God kan amper nie beweeg as jy nie vra, as jy nie dinge spreek en sê, en as jy nie bid nie. Die Here sê, jy moet my vra, dan gaan ek jou dinge wys. Kom ek sê net vir jou, ek en jy geliefde, het die reg, deur die bloed van Jesus, om die woord van God op ons lippe te neem, en daar te sitte, en wil ek sê, om Satan se werke te vernietig, halleluja. Ek wil sê, ons kan Satan se werke vernietig. Die oorwinning is ons sinne, en die geveg is aan die gang. Halleluja. Hoor nou wat sê die Bybel. Ek kom in Efese. Nou lees ek vir u die 5de hoofstuk. Hy sê in die 10de vers, en beproef wat die Here welbehaaglik is. Toets God in dit wat hy van hou. En dan sê hy, en hou nie gemeenskap met die onvrugbare werke van die duisternis nie, bestraf dit. Sakabarabandalabayenu. Halleluja. En dan kom hy in die 6de hoofstuk, die 10de vers. En dan sê hy weer, word kragtig met die volle wapenrusting van God. Kom ek sê dit kerk, dinge gebeur, jongman, jongdogter, vader, moeder, luister, dinge gebeur as jy begin bid en as jy begin vra.
Vra na my, sê die Here, hoe gaan ons hierdie land Suid-Afrika dan red uit al die bedrog, die blindheid, die leebeloftes, die morele verval, wat reg is verkeerd, en wat verkeerd is reg, en marxisme, en sosialisme, en kommunisme, en jy noem dit, geliefde, luister, mense en kinders word nou geleer om mooi dingetjies te sê van verkeerde dinge, en in plaas van om sonde te bely en dit te laat staan. Hallelujah. Can I tell you, get back to the Bible. Get back to the Bible. 2 Korintiërs 7:14 verootmoedig jou en bid. En as jy die aangesig van my soek, sê die Here, en julle bekeer, dan sal God hoor. Hy sal vergewe en hy sal die land genees. Hoor my, dit begin by jou en by jou huis. Dit begin daar in jou binnekamer. Amen. Party mense kom net vir 'n touch by die kerk. Dank God vir die kerk. Jong, jy sal opgewek word hier. Maar ek kan jou een ding sê, daar by die huis, daar in jou binnekamer, dis wat dinge begin gebeur. Jy sien, ek kyk na hierdie dinge. Weet jy wie is die 3 belangrikste persone in my lewe wat ek ontmoet het? Die een is God. God die Vader. Maar my vrou sê altyd, jong, jy moet nie net praat van God nie, want die Hindoes sien sy God, en dan Islam sien sy God. Weet jy wie is my God? My God is die groot ek is. Hy is Jehovah. Hy is El Shaddai. Hy is Elohim, die God van alles. Die tweede persoon is Jesus, want hy is my saligmaker en my voorsprake in die hemel. En die derde een is die Parakletos, die trooster en die leidsman wat vir die kerk van die Here gegee is. Halleluja. Hoor nou wat sê Josua. Josua, kom nou hier, en dan sê hy in die 3de hoofstuk, 5de vers, en Josua het vir die volk gesê, ek gaan deur die genade van God vir die volk sê. Hy sê so, heilig julle, want môre gaan die Here wonderwerke doen. Heilig julle, want die Here is gereed om wonderwerke te veroorsaak. Jy sien, God soek sulke mense wat vir God leef en wat hom kan vertrou. Amen. Ons moet leer, geliefde, om oor te gee. Kyk weer hier na 1 Korintiërs, die 7de hoofstuk. Nou kom hy hier in die deel van die 23ste vers. En dan sê Korintiërs dat Jesus het alles gegee. Hy het dit gegee, sê hy uit Korintië, dat ons kan wen en dat ons kan oorwinning hê. Hy sê dit, dat ek het 'n prys betaal, sodat ek vir julle die oorwinning kan gee. Sodat julle kan wen aan die einde, en dat julle nie slawe hoef te wees van omstandighede, van lande, volke, mense, parlemente, en hoe dit ook al sê, ek gee nie om waar dit vandaan kom nie. Die Here sê, ek het vir julle gegee om te wen, ek het die prys betaal, en jy is nie meer 'n slaaf nie.
Halleluja. Jy is nie meer 'n slaaf nie. Oorweer. Hy sê in Jesaja 45:11, vra my. Vra my. Sê saam met my, vra my. Wie moet jy vra? God, deur Jesus. Vra my. Ek kyk na Dawid, skryf hy daar in Psalm 37:4, en sê hy, verlustig jy jou in die Here. En dan gaan hy jou gee die begeerte van jou hart. So waar moet jy begin? Jy weet, ek leer dit baie keer vir boemelaars. Ag meneer, het jy nie 'n randjie of 2 dae nie? Dan sê ek, vir elke Bybelvers wat jy kan opnoem, gee ek jou 'n rand, meneer. Begin. Die Here is my herder. Hulle onthou dit darm. Sê ek, jy het jou eerste rand. Hulle soek dinge uit die tydelike waar jy die beste by God kan kry. Verlustig jou in die Here. En wanneer jy dit doen, sê die Here, dan gaan ek jou hart sien, en ek gaan hoor, en ek gaan jou help. Weet jy wat is my roep? My roep is, Here my God, red Suid-Afrika. Red hierdie land, die Here. Suid-Afrika het die Here baie nodig. Weet jy hoekom word sake nie opgelos nie? Want ons vra nie en ons bid nie. Luister Matteus 7:7. Nou kom hy so. Hy sê bid en vir julle sal gegee word. Kan ek 'n amen kry? Hy sê soek en julle sal vind. Kan ek 'n amen kry? Hy sê klop en vir julle sal oopgemaak word. Gee amen. God is by magte. Ek sê God is by magte. God is by magte om hierdie land te red. Kan ek vir jou sê ons kan wen? En kan ek net vir jou sê ons gaan wen? Ons kan wen, sê dit saam met my. Ons kan wen. Ons gaan wen. Halleluja. Jy moet bid. Jy moet hom vertrou. Jy moet God glo. Jy moet vas staan in hierdie tye. Jy moet hou vas. All things are possible. As 'n koortjie wat sê Jesus kan alles doen. Dis eindtyd, mense. Ek het nou 10 boodskappe daar by my gemeente gepreek oor die eindtyd. Maar luister, ek wil vir jou sê, in hierdie eindtyd, ons praat van die Elia paradigma. Luister, God maak 'n aanbeveling vir sy mense, vir die kerk nou. En weet jy, as ek lees, dan lees ek die Bybel uit Jakobus 5. En dan sê hy, en Elia was 'n mens net soos. Lees jy nog jou Bybel? Ek sê Elia, sê die Bybel, was 'n mens net soos ons. Maar die Bybel sê, hy het vurig gebid vir God se ingryping in sy tyd. Ek wil sê, as Elia mens was, soos ek en jy, is dit tyd, geliefde, dat ek en jy sal vurig raak, en vurig sal bid tot die Here God, dat daar 'n ingryping sal wees, soos nooit. Ek dink aan daai liedjie wat hulle gesing het hier reg in die begin. These are the days of Elijah, declaring the word of the Lord.
Hallelujah. And out of Zion's hill flows salvation. There's no God. Ek sê there's no God. There's no God like Jehovah and like my Jesus. Gee die Here die grootste hande klappe wat jy kan. Hallelujah, hallelujah. Ek wil net sluit en sê, ons is hier totdat Jesus kom. Ons gaan nêrens heen nie. En as jy wil trek, God bless you. Go ahead. Ons seën jou met jou trekkery. Maar weet jy wat? Ek kan nie vir die Amerikaners gaan preek nie, want hulle verstaan nie Afrikaans nie. So ek bly net hier in my land, waar my mense my kan verstaan, en wat hulle die Bybel kan verstaan. Amen, hallelujah. Come on! Solank daar 'n God is daar hoop vir ons. Daar is hoop vir hierdie land. Ons mag nie toelaat dat enige deel van Satan hier oorvat nie. Hallelujah, watch out, the church is on the move. I say watch out, the church is still on the move. Nie net hier nie, regoor in Johannesburg, Gauteng, in die noorde, in die suide, in die ooste, die weste, is daar kinders van die Here wat roep na die altare en wat God glo dat daar 'n antwoord en 'n uitkoms. Halleluja. Ek sluit finaal. Jy moet jou verootmoedig. Jy moet bid in die aangesig van die Here soek en o my God, bekeer ons land, sodat God kan hoor, sodat God kan vergewe, en sodat hy hierdie mooi land, hierdie pragtige land, Suid-Afrika, kan red. Staan saam met my. Here, ons dank U vir hierdie oomblikke. Ek dank U vir hierdie mooi mense. En Here, ons gaan deurdik. Ons het nie 'n morbiede gees nie. These are still the days of Elijah. And we declare the word of the Lord. And we still declare out of Zion flows, hallelujah, salvation, because it's the year of Jubilee. Slawe word vrygemaak, skulde word afgeskrywe, grond word teruggegee, gebrokenes word herstel. Jesus het dit kom vervul, and we declare in the name of Jesus, we will conquer, for Christ is the answer. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.